Dis 'n minuut oor, dink ek. Ja, dis 31, maar baie welkom vanaand hierso. En mag dit sommer vir jou lekker wees om weer vanaand saam met ons te kuier en hierdie ook vir jouself bietjie tyd van rus en vrede gee, 'n tyd wat ons net saam kan bid en saam vir mekaar kan omgee. So dis lekker om julle weer hier aanlyn te sien. Baie welkom aan elkeen. Welkom Alek, sien jy is al op, baie welkom. Ja, dis mense is so besig en die feit dat julle tyd uitvat om te sê, goed, ons gaan hierdie stukkie tyd saam kuier en saam bid en saam dink, saam praat selfs, al is dit net met 'n comment, dit is wonderlik. Dit is wonderlik dat 'n mens jou tyd so bestuur dat jy net so 'n bietjie rustig raak. Ja, Erna, baie welkom. Trudy, baie welkom. Trudy, hoe gaan dit met daai fibromyalgie net? Ek dink dis baie erg, maar ons bid steeds vir jou. En dan Alet, baie welkom. Ek sien nou hier kom die name deur. Dis lekker om met almal saam te kuier wees op 'n donderdag aand. Ja, dit is altyd lekker en ons is nou sekerlik in die laaste pylvak van die jaar. Ja. En nou ja, nou moet 'n mens vasbyt en nou moet jy al die frustrasies moet jy mas vasbind en gaan Desember toe. En dat dit nie jou te veel inhoud nie. Ja, en hierdie pylvak het eintlik so vinnig aangebreek, want ek hoor die kinders begin nou al volgende week eindeksamen skryf jy matrieks. So dit, en van hulle het al begin. So dit is die skool het nou net begin en hier gaan die kwartaal al hardloop al verby. Maar en almal beplan nou al Kerssaamdiens, so dis nou ons begin nou al daaraan dink. Ja, so hardloop die jaar. Ja, en die Kersversierings is al in die winkels. Ja, so alles begin nou gebeur. Ja, gaan ons musiek. Ja. Gaan ons Bonnie Tyler luister tot in Desember. Dis dalk een van die tydlose liedjies, nee. Hallo Johnny, en Celie daar uit Saudi uit en Sonja en Fred, baie welkom ook vir julle elke een. Goeienaand Nols, julle en Poppy, julle is nou met verlof nog. Maar dit is lekker om julle ook saam te sien kuier. In Markus 5 lees ons van 2 vroue. Die een is 'n dogtertjie en sy is dodelik siek. En die ander een is ook siek, 12 jaar lank al. En sy word nie gesond nie. Maar die openingstoneel van Markus 5 is waar Jairus, die dogtertjie se pa, voor Jesus neerval en vra, kom na my huis toe, kom lê jy hande op my dogtertjie en sy sal gesond word. So hierdie ou het 'n stuk geloof, en onthou nou hy was 'n lid van die sinagoge, 'n raadslid van die sinagoge. En dit hy was nie bang nie, hy was nie skaam om dit te vra nie, want dit gaan oor sy kind. Ja, het eintlik gepleit by Jesus, nee. Het eintlik voor hom neergeval, amper in 'n vorm van aanbidding, of dit is dalk nie amper nie, in aanbidding eintlik, om te vra, genees my dogtertjie. Ja, en so nou stap hier 'n klomp mense na sy huis toe, en nou kan jy net dink, ons praat nou van oosterse strate waar daar markte is, en ek dink daar was 'n klomp opgewondenheid, en mense wat spekuleer, kos gaan kyk, hy gaan 'n kind gesond maak, gaan hy dit reg kry, gaan hy dit nie reg kry nie. En dan uiteindelik stap hulle en daar kom 'n vrou, die een wat siek was, en sy is heeltemal onopmerklik. En haar liggaam is deurtrek van pyn. Die interessante, haar naam word nie genoem nie, terwyl Jairus se naam genoem word, want dis deel van haar pyn, is dat sy anoniem in die samelewing moet wees, want sy is onrein. Haar siekte het haar onrein gemaak. Nou as jy onrein in daai tyd was, jy mag nie saam met iemand anders gewees het nie, jy mag nie saam met iemand anders geëet het nie, jy mag nie, as jy op 'n stoel gaan sit het, mag niemand anders op daai stoel gaan sit nie, as jy aan iets geraak het, het niemand anders aan daai ding geraak nie. Jou man kon selfs jou onreinheid gebruik as 'n rede om jou te skei. Dikwels mag jy nie eens in jou eie huis gewoon het nie. So jy was 'n oorlas, jy het 'n
kluisenaars bestaan gevoer. Want niemand mag naby jou kom nie, jy mag nie winkels toe gegaan het, jy mag nie kerk toe gegaan het. Jy was eintlik onsigbaar gewees. Jy was onsigbaar gewees. Dit is eintlik niks in niemand nie. Ek kan nie nou dink wat dit alles aan haar selfbeeld gedoen het. Om nêrens erken te word nie, oral is sy eintlik half die uitgeworpene en jy's permanent. Sy was dit permanent gewees. Absoluut, Ja. absoluut. So nou, nou het sy gehoor van Jesus. En hier's 'n belangrike ding. Partykeer moet ons bietjie vertel oor Jesus. Want hierdie vrou is anoniem, uitgeworpe, staan een kant. Maar ergens het mense begin praat oor Jesus. En dalk kan jou getuienis wat Jesus vir jou gedoen het, ook iemand nader trek. Ja. Kan ook in sy dampkring ingetrek word. Ja. So sy besef Jesus kan haar genees. Sy weet Jesus het die krag om dit te doen. En uiteindelik sal sy by die vraag uitkom, maar kan hy dit nie vir my ook doen nie? En dan kom daai oortuiging, as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. En as wat amper soos asof sy dit net uitgespreek het die hele tyd, nee, sy het gespreek as ek dit kan doen. As ek net by hom kan kom, sal ek gesond word. Absoluut. Sy het haar geloof die hele tyd bly ophou. Ja. En nou afhanklikheid eintlik verklaar van, maar dat dit juist hy is wat dit sal kan doen. En dan sien sy hierdie klomp mense aankom en sy besef, maar hier's haar kans. As sy ongemerk tussen hierdie klomp mense kan ingaan, aan Jesus raak, uitbeweeg, gaan niemand weet nie, maar sy sal gesond word. En dan begin sy daai pad en druk teen mense en probeer by hom uitkom en mense weet nie van haar nood nie, so ek aanvaar, dit moes 'n bietjie 'n struikeling, 'n opdraande stryd gewees het. Ja. En dan uiteindelik kom sy naby genoeg Ja. en raak aan sy kleed. Ja, want sy wil nou so doen, niemand moet weet. Niemand moet dit weet nie. Hier is sy hier. Maar gelukkig is daar nou honderde mense wat teen Jesus druk. So hulle kon nie sien wie dit is. Niemand sal sien dis eintlik sy nie. Ja. Dus ek dink so, dis hoe sy gedink het. Dis hoe sy gedink het, ja. En die oomblik toe sy aan Jesus raak, Ja. toe gebeur daar tweeledige ding. Die eerste ding, die vrou besef dat sy in haar liggaam genees is. Ja. Die oorsaak van haar kwaal is weggeneem. Die fontein van bloed het opgedroog. En dan probeer sy terugtrek tussen die mense en stil, ongesiens, waarskynlik dankbaar. Niemand het haar gesien nie. Maar daar het 'n tweede ding gebeur. Jesus het aan sy liggaam gevoel, daar het krag uitgegaan. En dis die enigste plek in die Bybel waar staan dat daar krag uit sy liggaam uitgevloei het. En dis powerful, dis nie. Ja, die woord wat ook gebruik word is dynamis, wat daai vir die woord vir krag wat ons vandag gebruik as dinamiet. Ja. So hy voel het 'n klomp dinamiet uit hom uitgegaan. As jy mense dalk nou so kan sê. Ja. So niemand weet daarvan nie, behalwe Jesus. Ja. En Jesus was nie bereid om net toe te laat dat hier krag uitvloei sonder erkenning nie. Iemand skryf uit, sy het 'n genesingswonder kom steel. Ja. Gewoonlik is dit hy wat aan mense raak, maar hier kom 'n vrou en sy raak aan hom. En dan vra hy die vraag: wie het aan my klere geraak? Ja. Wie het my aangeraak? Wie het my aangeraak? Hy weet dis nie 'n toevallige ding. Dis 'n daad van geloof. Nou kan julle nou die disippels se frustrasie en ongeduldigheid verstaan. Hulle is op pad na Jairus toe. Daar's 'n tydsbeperking hierso. En nou gaan stop Jesus en hy vra wie het aan my geraak. En hulle sê, Here, kom ons praat bietjie hieroor. Daar's 'n klomp mense wat teen die druk en stoot. Honderde het die aangeraak. En dan sê Jesus, nee. Hierdie ander mense druk teen my. Maar iemand het my aangeraak. Ja, want hy weet dit was 'n spesiale, uitsonderlike aanraking. Ja. En
iemand wat al reeds 'n geloof gespreek het en dit sy hart aangeraak. Absoluut. So weer eens, Jairus is dalk op hete kole en die disippels is op hete kole, maar Jesus staan nie stil. En hy vra en hy kyk om en hy wonder, maar wie het my aangeraak? Ja. En hierdie vrou wat besef is sy's genees, sy besef sy kan nie wegkom van hom af nie. Maar Jesus doen dit ook spesifiek. Want as hy nie stop nie en met hierdie vrou praat nie, gaan sy 'n bygeloof ontwikkel dat Jesus se klere haar gesond gemaak het. Dat dit nie Jesus is nie, maar dat dit sy klere is. So, ja, sy's fisies genees, maar sy's nog nie geestelik genees nie. Voor sy nie daardie gesprek met Jesus het nie, kon daar nie vir haar volkome genesing gewees het nie. En sy val voor hom neer, want sy besef sy's uitgevang. En sy's waarskynlik angstig, want sy's onrein, sy mag nie aan hom geraak het nie. Sy het nie besef dat sy reinheid groter is as haar onreinheid nie. En dat Jesus juis gekom het om die onreine en die besoedelde te reinig nie. En sy val net voor hom neer en sy begin haar verhaal vir hom vertel. En hier gebeur 'n aangesig tot aangesig ontmoeting, 'n persoonlike intieme ontmoeting vind op daardie oomblik binne in daardie skare plaas. Tussen daai skare, 1 tot 1. Ja. En die Here praat met haar. En hy ontmoet haar en sy stort net haar hart uit. Ja. En sy vertel haar verhaal. Ja. En dan klink sy woorde sag vol deernis. Dogter, jou geloof het jou gered. Ja. Gaan in vrede, wees vergoed, van jou kwaal genees. Wat vir my so mooi is van hierdie, dat hy haar aanspreek as dogter en nie as vrou nie. Want dogter is 'n intieme verhouding, ek ken jou, sy word deel van die familie van God. En dit is hoe haar totale lewe verander het, hoe sy totaal en al in alles genees het, van hart, gees, siel en liggaam. Absoluut, alles. so sy's heeltemal genees. Ja. Die Here wou haar nie gelaat het met daai bygeloof nie. En hy het hierdie ontmoeting met haar sodat sy nooit weer alleen sal wees nie. Ja. So sy het vertrou op die Here. Sy het haar geloof op hom gewerk en haar pyn is weg. Want sy het hierdie geloof gehad. Nou is die vraag, hoe doen ons dit vandag? Want sy het hom gesien, sy kon hom aan hom gaan raak. Ja. Sy het haar hand uitgesteek. Ja. So waar het haar geloof begin? Ek dink haar en Jairus se geloof het begin weens hulle omstandighede. Hulle het in omstandighede beland wat nie een van hulle gewens het hulle sal in wees nie. En hulle het besef, ons kan vir onsself nie uit hierdie omstandighede uitkry nie. Ons kan onsself nie red nie. Daar moet iemand anders te wees wat die vaardigheid het, wat die krag het, wat ons uit ons situasie uit kan kry. En daardie iemand anders is Jesus Christus. En dis hoe geloof begin, om eenvoudig net op te kyk na Jesus en na hom toe te kom vir jou hulp en vir jou verlossing en vir jou redding en vir jou kalmte en vir jou hoop, en ons kan die lys net langer en langer raak. Partykeer is dit half negatief dat mense na Jesus toe kom, want hulle is eers in 'n blik gedruk. Maar as jy desperaat genoeg is om na Jesus toe te kom, as jy bereid is om jou trots te laat vaar, om te sê, ek het nie wat nodig is nie. Ek het aan die einde van my tou gekom. Ek het hulp nodig. Maar ek het hulp nodig wat hierdie wêreld my nie kan bied nie. Ek het bo-natuurlike hulp nodig. Weet julle, daai dag het baie mense Jesus aangeraak. Baie mense het teen hom gedruk. Maar hulle nabyheid aan hom, hulle druk teen hom, het nie hulle lewens verander nie. Baie Christene lewe naby Christus. Hulle dink hulle nabyheid aan Christus, hulle nabyheid aan die kerk, hulle nabyheid aan heiliges, gaan maak dat hulle gereinig is. Maak dat hulle gered is. Werk nie so nie. Was 'n manier om aan Jesus te raak sonder om aan hom te raak.
'n mens moet dit anders te doen, 'n mens moet geloof na hom toe kom. En jou hande, jou leë hande van geloof net uitsteek na hom toe. Want dis wat sy gehad het, en dis wat Jairus gehad het, 'n behoefte aan 'n verlosser, en hulle het net leë hande van geloof gehad. So ons moet kies om nie net deel te wees van die skare nie, maar om regtig ons hande uit te steek om hom regtig te gaan aanraak. Ja. Die skare was opgewonde oor wat hy vir die kind gaan doen. So hulle wil kyk wat Jesus vir iemand anders te kan doen. Sy het gekyk wat kan Jesus vir my doen. Ja. En dis 'n groot verskil, né? Vir haar was Jesus nie 'n skouspel nie. Jesus was nie iets wat daar ver is en ons gaan daarna kyk en ons gaan daarvan hou nie. Ja. Sy het gesê, hoe raak hy my? Ja. En ek steek my leë hande van geloof na hom toe uit. Jy moet nie bekommerd wees oor hoe jy na hom toe kom nie. Hierdie vrou was onrein en hy het haar rein gemaak. Geloof, dink ek, bestaan in verskillende forme. Ek dink baie van ons het 'n passiewe geloof. Ons glo God kan dit doen. En ja, hy kan dit doen. Maar my geloof sit nie berge nie. Maar as jy 'n aktiewe geloof het, 'n geloof wat geaktiveer is om te sê, hy kan dit vir my doen en ek staan op, sodat hy ook vir my kan sê, jou geloof het jou gered. Hy praat nie oor haar aanraking nie. Hy praat oor haar geloof. Ja. Wat haar gered het. So sy het hom absoluut vertrou. Sy het hom vertrou. Sy het net gesê, hier gaan ek stil staan, hier wil ek wees, ek vertrou hom volkome. Sy het dit soveel gewaag om uit te gaan. Dis so, en ek dink ons moet dit ook. Ons moet dit ook, dis absolute vertroue, en dit wat sy nog nie gesien het nie. Ja, so, as ons vra, moet ons dit vandag doen, dis dieselfde. Hê daardie vertroue, hê daardie geloof. Ja. Al het jy net die punt van 'n klein puntjie mosterdsaadjie geloof. Ja. Stort jou saak voor die Here uit. Hy gaan jou hoor. Dink net hieroor. 'n menslike aanraking het God in sy spore laat stop. Ja. Dink jy nie hy sal ook stop as jy met hom praat nie, as jy net vir hom sê, dis hoe dit met jou gaan. Ja. Nou kan jy dalk van julle vanaand luister en jy kan dalk vir ons sê, maar weet julle wat? Ons ervaring is anders. Ons ervaring is nie wat die vrou in Jairus in Markus 5 ervaar het nie. Want jy het gedoen wat hulle gedoen het en steeds nie gekry waarvoor jy gevra het nie. Ek dink dan moet jy die volgende omarm. Die fokus is altyd op Jesus Christus en op sy wil. 'n Groot geloof is een wat aan Jesus vashou. Maak nie saak wat nou in jou lewe gebeur nie. En ek verstaan dit is moeilik. Want omstandighede kan 'n mens druk en jy kan gepers word asof die lewe uit jou uitgedruk word. Maar hou vas aan die Here. Dis 'n geloof wat absoluut bely Christus kan genees en selfs al doen hy dit nie dan nou nie. Ek gaan vashou aan hom tot die finale genesing wat kom met die ewige lewe. Tot dan gaan ek in geloof aan hom raak, ek gaan my nood na hom toe bring, ek gaan bly bid, ek gaan bly gemeenskap met God en Jesus Christus opsoek. Want in daardie opsoek van die Here, selfs daarin is daar genesing, geestelik, emosionele genesing, en vir party mense dan ook fisiese genesing. Christus bly ons hoop. Die gekruisigde Christus is by ons as ons ly. Die opgestane Here het die dood oorwin. So, jou hand van geloof is genoeg. Steek dit uit na hom, raak hom aan. Weet julle wat, hy gaan nie vra, wie het aan my geraak nie. Hy gaan weet as jy. Ja. So, bly in geloof. Ek weet dat waarskynlik die meeste, indien nie almal, van die mense wie se name op hierdie lys is,
al hulle verhaal vir die Here vertel het. Ek weet 'n klomp van julle het dit al 'n paar keer al vir die Here vertel. Van die omstandighede waarin jy is. Ek weet julle het gesmeek al. En ons gaan ons gebede byvoeg by julle smeking. En steeds bid vir julle. Ja, ek dink net om net iets in jouself te aktiveer vanaand is net om te sê, maar ek kom nou en ek steek my hand uit na God toe. Ek steek my hand uit na Yahweh Rapha toe, na die een wat genees. Ek glo in daardie genesing, en hoe ook al, hy doen wat hy wil, en hy sal op 'n manier genesing bring. En dan is dit soos wat jy sê, omarm dit waar jy dan nou is ook, en bly hoop. Ek dink net ons moet net nooit hoop verloor nie, en opgee nie. En ek dink partykeer is dit maar waar ons partykeer maar vashou, is dat 'n mens bietjie hoop verloor en half in 'n situasie sit wat 'n mens nie meer 'n toekoms kan sien nie. Maar ons moet vashou, bly vashou aan hom ten spyte daarvan, en ek dink dit is waarom hierdie so nodig is, net om mekaar net daarin te ondersteun. Ek sê Woensdag by die Bybelstudiegroep sê ek ook, jy weet wat nie, soms dink 'n mens, ja, okay, genesing is net vir iemand anders, of dit is net vir iemand anders, hoekom sal God my aanraak? Maar ek dink net as 'n mens weer na hierdie gedeelte kyk, besef ek net eenvoudig, binne in daardie skare mense, het Jesus presies van haar gebed. Absoluut. En vir ons ook, vir daar waar jy is, Jesus weet van jou, en jy ken jou omstandighede. So gooi net gooi jou hand net uit, en vertrou hom, vir wat ook al jou hartsbegeerte is. Kom ons bid. Dankie Here dat U ook elkeen van wie se name ons genoem, dat U hulle persoonlik ken. Dat U weet wie hulle is. Dat U nie hoef te vra wie het aan my geraak nie. U weet dat hulle verhale al soveel keer vir U vertel het. En daarom het ons vrymoedigheid om weer te bid vir Linel en Anel Christo en Charlotte en Martin en Rencia, vir Elsie Vos en die 2 Shamains. Here, ons bid dat U hulle sal aanraak. Dat hulle ook sal besef, krag kom net van U af. Ons dankie vir Christoph en vir Annelien en vir Pieter, Marina de Vos en Marinda Leroux. Ons bid, Here, dat U ook met hulle sal wees, en dankie vir hulle wat genesing ontvang het en hulle wat besig is om te genees. Hulle wat dalk sukkel, ons plaas hulle voor U, en so ook vir Marno Breed en Isak Jonker en Aaron. Here, U ken Martin en Erna se verhaal. U weet dat sy hulle twee dikwels voor U is, ook met hulle omstandighede. En daarom bid ons, Here, dat U ook daar weer sal ingryp. Ons bid vir Mias en Johan van Rooyen en Niels van Rensburg en vir Lucy, vir Russell en Joan van der Berg, Kobus van Sail. Van hulle is besig om te herstel, Here, van hulle se omstandighede is nie goed nie. U ken elke een van hulle. Ons bid vir Mike en vir Marie Klaasen en Elsbeth Pieterse en Eben Kloppers en Adela Marx. Here, U ken elke een, U weet presies wat in hulle lewens aangaan. U het dikwels by hulle al stil gestop. Ons bid vir Trudy die Bison, en vir Letty, vir Linda Vermeulen en Tannie Nora, Andries, Klein Leon en Antie, vir Ingrid Keiwood en Tannie Audrey. Here, ons bid dat hulle vanaand sal besef, weer eens, U is by hulle teenwoordig. Bid vir Nicolien Tolmay en Anandi, Tannie Marie en Wash van der Merwe. Ons bid vir Willem, Here, hulle wat ook deur 'n moeilike tyd gegaan het in die afgelope ruk.
Ons bid dat U ook 'n stuk rustigheid daar sal bring, maar ook uitkoms. Ons bid steeds vir Christo en Hanley, vir oom Botti en vir Zoe, en vir Leni Molet, vir Monty Loos. Ons ere Here ook vir Chris, wat ontslaan is uit ICU en by die huis is. Ons bid vir Marita, Belinda en Daniel, vir Theresa Erasmus en Anne-Marie Swanepoel, vir Esther Mouton. Here, kom ook in hulle lewens en dat hulle ook sal besef, U is die groot geneesheer. Dankie dat ons vanaand ons leë hande van geloof kan uitsteek na U, met die volle vertroue dat U ook in mense se lewens 'n verskil sal maak. Ons eer U daarvoor, Jesus. Amen. Ja, amen. Daar sê, ons is volgende week nie hier nie. Ja. Ons gaan in elk geval nie by die huis wees nie. Ons is volgende week weer besig om niks te doen nie. Nee, ons gaan volgende week verlof neem. Ons moet 'n paar goeders net uitsorteer ten opsigte van goed vorentoe. So ons vra nederig om verskoning. Ons sal die week daarna weer saam met julle gesels, maar volgende week ongelukkig gaan ons nie kan kuier nie. Ja. Ja, wees geseënd, wees gesond, steek jou hand uit na Jesus in jou omstandighede en mooi loop elkeen. Totsiens.